Goeiemôre. Ek sit hier by 'n begrafplaas en die nuus is Jesus Christus is nie hier nie. Nou, hy is nie net nie hier omdat hierdie begrafplaas in Amerika is nie. Hy is ook nie in 'n begrafplaas in Israel nie. Hy is in geen begrafplaas in die wêreld nie, want al het hy gesterf, hy het weer opgestaan. Jesus Christus leef. Hy het opgestaan. Hy het waarlik opgestaan. Die Here God het hom uit die doodheid weer opgewek. En hoekom het Jesus gesterf? Vir jou en vir my sondes. Hy het in ons plek aan die kruis gelei en gesterf. En hy het in ons plek opgestaan uit die doodheid. En vir elkeen wat in hom glo, en vir elkeen wat die naam van die Here aanroep, vir elkeen wat die Here vra uit 'n opregte hart om sy sonde te vergewe, sal die Here aanneem en red. Maar dis nie net o Here, ek is jammer, vergewe my asseblief. Jy moet ernstig met die Here wees. Die Here weet as jy net speletjies met hom speel. Die Here weet as jy net vergifnis soek, sodat jy môre kan uitgaan en weer dieselfde dinge doen, wat jy hom vandag gevra het om vergifnis. Jy moet ernstig besluit, ek gaan nou die Here dien, ek gaan nou die Here volg, ek gaan my na die Here toe draai, ek gaan doen wat die Here sê. Ek wil nie meer die sonde doen nie. Ek wil al die sonde en die slegte dinge, die vuil praat, al die immoraliteit, wil ek nou los, vir die skoonheid en die heiligheid, die reinheid van Jesus Christus, en die hoop op die ewige lewe. En as ek sê hoop, dan bedoel ek nie hoop, soos ek hoop, dit sal môre reën, of ek hoop dit, of ek hoop dat nie. Dit is 'n vaste sekerheid. Ons weet dat Jesus Christus nie lieg nie, hy is God, en God kan nie lieg nie, en hy het gesê, dat hy elkeen sal red, wat aan hom getrou bly tot aan die einde toe. So, Jesus Christus het getrou gebly aan die Vader, tot die dood toe. En ek en jy moet getrou bly aan die Vader, tot die dood toe. Dan, op die manier, al word ons begrawe in 'n plek soos die, sal ons nie daar bly nie, maar God sal ons uit die doodheid opwek, om saam met hom vir ewig in die hemel te bly. Mag die Here jou ryklik seën.